om te kom hoor wat hy vir ons wil sê vandag. Baie, baie welkom sê. Ek wil vir jou sê dat jy die regte besluit geneem het vanoggend en nie by die huis gebly het nie, want dit gaan nie oor die beste plek of die beste huis nie, dit gaan oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees en dit is wat ons toelaat. As jy toelaat dat die Heilige Gees vanoggend hier kom werk en as jy toelaat dat jy gehoorsaam is en dat jou ore oop is om te hoor wat hy vir jou wil sê, dat dit hier in jou hartkamers kan kom lê en kan rema word, rema as waarheid, dan is dit die regte besluit. Elkeen van ons wat vandag hierso is, hier wat dit lekker is, hier gaan ons kan ontvang, nee. Amen. Ons wil vir ons Facebook friends wat online is, ag nee, praat ek my stem dood en sy sê vir my ek is nog nie op Facebook nie, maar toe maar, ons gaan maar aan. Ek gaan vir Dionita dan so lank vra dat sy vir my die diens open vanoggend. Dankie Dionita. Dionita, kom ons gee hulle na Marokkaans dat hulle inkom. Ons wag vir julle, hoor? Enige oomblik nou. Hulle kom jou. Kyk, ons weet, ons pastoor het 'n ding van praat. Hy kan mos praat, nee. Ek kan baie praat, maar hy kan meer praat. Die wat nie geweet het nie, wanneer ons by sy ma, my skoonma hulle kuier in George, en as die twee begin praat, dan kry ek nie 'n woord in nie. Ek en my skoonpa sê net, Want Paul en skoonma gaan net so, kekkel die hele tyd. Maar nou ja, so geseënd is ons. Ons het nog 'n skoonma en 'n ma, né? Amen. Sy. Nee, pastoor, julle is nie laat nie, Smit, julle is okay. Daar's sy. Nou toe, ons gaan vir Dionita vra, dan open sy vir ons die diens met gebed. Ons dierbare Vader wat in die hemel is, Here Jesus Christus, dankie Here dat ons vanoggend saam kan vergader in U huis, Here. Hier waar ons warm voel, Here, waar ons warm kry, Here. Laat ons nie eers dink aan die koue daar buitekant nie, Here. Dankie Here dat ons weet, Here, dat ons elke een in hierdie huis, Here, voor die voete kan sit, Here. Daar, Here, elke verlore siel, Here, elke een wat bemoeid en belas is, Here. Here, gaan saam met hulle elkeen, Here, vervul hulle harte met U liefde, Here. Dankie Here dat ons weet ons het 'n wonderbaarlike God om te aanbid, Here. Dankie Here vir U liefde, U krag, genade, Here. Al gaan dit swaar, Here. Here, vandag wil ek net vir U sê, Here, ons het 'n huis, Here, 'n huis vol liefde, Here. Here, dankie dat ons wasgoed kan hê, Here, want ons weet dat ons klere om te dra, Here. Dankie vir vuil skottelgoed, Here, want ons weet ons het kos, Here, want ons het kos gehad om daai skottelgoed te was, Here. Dankie Here vir 'n huis, Here, waar ons kan kom Sondag, Here, en ons wanneer ons bemoeid en belas voel, Here, dat ons kan afpak, Here. En dat ons weet, Here, U vervul elkeen se hart. Dankie, Here, wat 'n awesome God you are. Amen. Dionita, ek wil net vir jou sê, ek stem nie saam vir dankie vir vuil skottelgoed nie, hoor. Maar ek stem saam vir dankie vir die kos. Amen. Wie doen ook daai een? Wie laaitjies vuil skottelgoed? Yes, amen. Nou toe, staan op, groet die een voor en agter jou. Ansie wys vir my, daar's geen signal by Facebook nie, ons verskoon hulle dan vandag. Ansie, jy doen net vir my recording. Gaan aan as jy kan. Groet die een langs jou, sê vir die ene, maak los jou safety belt van, nou gaan ons praise and worship. Dan kan julle julle tiendes en offerande na die skatkis bring. Musiekspan, is julle reg? Het Oom Willie verjaar vandag. Oom Willie verjaar vandag, my suster, ek het vergeet. Oom Willie, baie geluk met jou. Ek het vroeg vanoggend vir hom al 'n boodskap gegee, maar ek het nie nou nie. Hy verjaar vandag op hierdie lekker Sondag. So kom ons sing gou eers vir Oom Willie. Mag hy jou
Is daar nog iemand wat verjaar? Niemand nie. Ons gaan vir jou ook sing as jy verjaar. Glo jy dat die Here goed is? Hy is, ons is nou daar in die bidkamer. Dis eintlik hoekom ons so laat is. Ons het gedink, pastoor wat so baie praat, maar toe begin Willie praat. En oom Piet, en hy het 'n getuienis, en hy vertel vir ons hoe goed is die Here. En daarom kan ons nie vanoggend anders as te sing. There's no God like Jehovah. 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 The only God, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet calls, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like Jehovah. 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 The holy gods, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet calls, so lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation comes. En vir ons mense wat net Afrikaans praat, dit beteken daar's niemand soos by Jesus. Holy Spirit, you touch my soul, you touch my spirit, and you make me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in following you night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, you live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, you live in me, and you lift me up, and you give me strength to live my life right through the end. And you lift me up, and you give me strength to live my life right through the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit,
ons wil vanoggend net sing hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons groot is ons God. Almal sal sien. Hoe groot is
So dankie. So dankie dat U leef. Dankie Here dat U opgestaan het uit die graf. Dankie dat U opgevaar het na die hemel. Dankie, dankie. Sissel, ek ervaar die Here droom oor jou. Jy weet ek praat met jou nie. Die Here droom oor jou en dit wat hy vir jou instoor het, is ver bokant wat jy ooit kan dink of kan verstaan. Hy het jou in die holte van sy hand en jy maak vir hom saak. Sien jouself as die oogappel van die Here. In Jesus se naam. Halleluja. Hallelujah.
Dankie, Here. Oh, yes, Jesus. Oh, Here, stel ons net oop volgende, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Lord. Amen, amen, amen. Elke dag, Here. Oh, Jesus. Wie anders as U, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, Jesus. Dankie, Jesus. Amen, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord, Jesus. Amen, amen, amen. Yes, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes. Oh, Vader. Here, om op hierdie dag in die huis te staan, Here. Op hierdie Pinkster Sondag, Here. Vader, ons het 'n verwagting vanoggend, Here, dat U vanoggend goed gaan losbreek, Here. Vader, ons het 'n verwagting vanoggend, Here, om die vuur van die Heilige Gees in ons lewens te ervaar, Here. Vader, ons het vanoggend, Here, daardie verwagting en oortuiging, Here, dat hierdie dag, Here, nie net uitgesit is vir hierdie datum nie, Here, maar ons kan Pinkster elke dag ervaar, Here, want die vuur van die Heilige Gees, Here, is nie vir sekere dae nie, maar is eintlik vir ons beskikbaar elke liewe dag, Here. Vader, en dis waarom ons in hierdie oggend, Here, voor U staan wetend, Here. Vader, daar's soveel mense daar buite, Here. Soveel mense met uitroepe, soveel mense met verwagting, Here. Soveel mense wat vanoggend in die koue is, Here, en nie weet hoe om warm te word nie, Here. Vader, vanoggend is ons gebed, Here. Vader, as ons nie iets het om nou te gee nie, dat U vir hulle die vuur van die Heilige Gees gee, om hulle binneste net warm te maak, Here. Dat ons vanoggend, Here, hier kan staan en sê, Here, dit wat ek gekort het, Here, ek vat dit vanoggend in die naam van Jesus Christus. Here, ek het vanoggend die verwagting om los te maak, Here, die verwagting om vry te wees, Here, die verwagting om U te aanbid sonder perke, Here. Vader, Here, ons kom vandag en ons sny hierdie leuen wat Satan uitsit, dat ons net sekere dinge mag doen op 'n Sondagoggend. Here, ek bid, Vader, dat ons nie net vaskyk in hierdie oggend nie, Here, maar ons is 7 dae wat ons werklik 'n verwagting kan koester, Here, dat ons in elke liewe oggend, Here, wat ons wakker word en die voorreg het, Here, dat ons dit sal uitgee, Here, dat ons sal deel, Here, dat ons self ondersoek sal doen en werklik by U voete kom staan en sê, Here, wat wil U hê moet ek vandag doen? Here, ons is so gewoond om net ons eie plan te volg. Vader, maar ek besef net op hierdie oggend, Here, dat ons het nie die reg om te sê wat ek dink nie. Here, ons wil so vinnig sê, laat U wil geskied, maar ons het vergeet dat dit gaan oor Sy wil oor ons lewens, Here. Here, ek bid vanoggend, Here, dat U werklik 'n rustigheid en 'n kalmte oor hierdie huis sal wakker maak, Here. Ek bid vanoggend, Here, dat U deur die woord net barriers vanoggend sal afbreek, Here. Ek bid, Here, dat ons vanoggend in ons denke, Here, daardie skuif kan maak om te sê, Here, ek het nie nodig om net in 'n hokkie vasgekeer te wees nie. U sê, U het my waarlik vrygemaak. Vader, ek bid, Here, en ek het dit vanoggend vir ons gesê, ek bid vanoggend dat daar 'n aroma van die Heilige Gees in hierdie huis sal wees, Here.
Vader, dat ons hinkering sal wees om meer en meer en meer en meer te hê van U, Here. Om te sê, Here, Vader, breek af, Here, dit wat nie van U is nie, breek dit af, Here. Breek dit af, Here. Help ons om vanoggend te kan staan in dit wat U vir ons sê, Here. Vader, help ons, Here, om uit hierdie put uit te kom waar ons net dink, dis die hand wat ons gedeel is. O nee, ek wil vanoggend vir jou sê, die hand van die Here is oor jou. En wanneer sy hand oor jou is daar nie beperkings nie. Jy kan nie ingehok wees nie. Jy het jouself in daardie put laat staan, sonder om rond te kyk, maar vanoggend wil ek vir jou sê, daar's nie net 'n tou wat 'n lifeline is nie. Die leer en die trappe is daar om net uit te klim en te sê, Here, ek kies om los te wees. Ek kies, Here, om die vryheid te ervaar. Ek kies om die Heilige Gees geheel en al in my te ervaar, Here. Vader, help ons om vanoggend ons tonge los te maak, Here. Dat ons kan sê, Here, ons aanbid 'n almagtige God, Here. Vader, help ons om nie skaam en teruggetrokke te wees nie. Here, want wanneer ons in die wêreld is, Here, is daar niks skaam nie, Here. As ons in die wêreld is, kan ons skree, ons kan uitroep, Here. Dis waarom ons vanoggend uitroep, Here, om te sê, Vader, hoor ons hart vanoggend, Here. Hoor ons behoefte, Here. Vader, verander dit, Here. Draai dit, Here. Dat ons vanoggend werklik net kan sê, Here, ek ervaar soos ek staan en oopmaak, is hierdie goed net besig om te drein. Here, laat dit net uitloop, Jesus. Laat dit net uitloop, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, Jesus, in U naam, Here. In U naam, Here. In U naam, Here. Dankie, Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. In U naam, Here. In U naam, Here. In U naam, Here. Oh, Jesus. Amen, Jesus. Yes, Lord Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord Jesus. Dankie, Jesus. Oh, yeah. Amen, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, Jesus. Yes, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Amen, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, welkom, Heilige Gees. Break every stronghold. Here, breek die, Here, breek die, Here. Breek die, Here, breek die, Here. In U naam, Jesus. Oh, Jesus. In U naam, Here. In U naam, Here. In U naam, Here. In U naam, Here. Oh, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Lord Jesus. From you Oh, yes. to you are all things. Amen, Jesus. You deserve the glory. Yes. Oh, you are worthy, Jesus. Amen, Jesus. We exalt you, Lord. We exalt you, Lord Jesus. Amen.
Ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Yes, Jesus. Dankie, Here. U alleen, Here. U alleen, Here. Dankie, Jesus. Ja, Here. Oh, dankie, Jesus. Amen. Plaas U bo alles, Here. Bo alles, Here. Bo alles, Here. Amen. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Yes. Amen. Oh, Jesus. Yes. Amen. Amen, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen, Jesus. Yes. Yes, amen. Amen. Amen, Jesus. Oh, Kamashit. Kusindarabashit. Roboshindarabas. Amen, Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Amen, Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes. Amen. Yes. Here, ons plaas U volgend bo alles. Vader, is so maklik om net te sê en te sing, we place you, maar vanoggend, Here, vanoggend sê ek eerstens dankie, Here. Vader, dankie vir gehoorsaamheid, dankie vir liefde, Here, dankie, Here, vir wie U is, Here. Ons plaas U vanoggend bo alles, Here. Vader, ek bid, Here, dat soos U ons voorberei, Here, dat U die woord sal opbreek, Here, vir elkeen van ons vanoggend, Here. Here, ek bid spesiaal vir elke papa en mamma wat nog klein kindertjies het, Here. Here, as ek net sien die aanslag wat daar is teen ons kinders, en ek besef, hierdie ou goetjies het nog so baie. Vader, ons kom vandag en ons sê dankie, Here. Ons vat hulle en ons plaas hulle by U voete. Ek bid dat die papas en mamas sal versterk in hierdie tyd, Here. Vader, ons kom en ons spreek lewe oor hulle, Here. Ons kanselleer elke woord van dood, Here. Vader, ons bid spesiaal vir ons kinders op skool, Here. Here, as ek net kyk wat by van die skole al toegelaat word en die goed wat gebeur, en dan besef ek net, Here, is ons nog op 'n plek waar ons werklik kan sê ons plaas U bo alles? Of het van ons dalk net handdoek ingegooi met die denke van, ek kan nie meer nie. Vader, ek bid, Here, dat U hulle denke sal vernuwe, dat hulle sal staan, Here, dat hulle kinders kan toemaak, Here. Ek bid, Here, dat U seën op ons sal rus, Here. Ek bid, Vader, dat ons vanoggend besef, Here, ons is vanoggend hier om 'n verskil te maak.
Here, nie hier om 'n dag uit te sit en te sê, ja, ons wil net dit nie, maar vanoggend om werklik 'n verskil te maak. Wie is U vanoggend die voorloper? Here, ek sê dankie, Here, dat ek vanoggend kan opkyk en sê, Here, laat U soewereine wil geskied. Niks van my nie, maar alles in U, Here. Want U is die koning van alle konings, Jesus. Amen. Kom ons gee die Here net nog 'n lofoffer. Amen. Ons kan ons sitplekke neem. Ons besef nie altyd die woordjie gehoorsaamheid nie. En tog is dit so 'n maklike woord. Dit is so maklik om vir iemand te sê om gehoorsaam te wees. Kom ons dink gou-gou, ons as ouers, wat is die eerste ding as jou kind so bietjie hande uitdruk? Jy moet gehoorsaam wees en jy druk dit op hulle af. Maar ek wil gou-gou die fokus wegvat van die kinders af. En vir ons as ouers die ding vra, is ons gehoorsaam aan God? Jy weet, ons het 'n lied gesing, We Place You. En ek besef net vanoggend, Here, om U heel bo te sit. Daar's nie perke vir wat ek kan doen nie. Dion, ek wil vir jou sê, weet jy hoe akkuraat is daai? Ek staan daar voor en ek sê, Here, ek het net nodig dat U my embrace in die volgende oomblik. Jy sien, dit is wat die woordjie gehoorsaamheid beteken. Wanneer jy op 'n plek is waar jy voel dat jy net toegemaak moet word. Ek weet nie van julle nie, maar met my gebeur dit baie. Maar vanoggend was dit net 'n uitroep. Here, ek het net nodig om dit te voel. Ek weet nie hoekom nie. Jy sien, in gehoorsaamheid het die Here nie net vir my iets gedoen nie, maar ook vir hom. Want dis hoe hy werk. En dis wat ons vanoggend moet besef. Ons het verwagtinge. Op Hemelvaart wil ons hoor van Hemelvaart. Opstanding Sondag wil ons hoor van die opstanding. Op Pinkster wil ons net Pinkster goed doen. Maar ek besef net dat wanneer ons na die woord van God kyk en wanneer ons voor hom staan, gaan dit nie oor 'n oggend nie. Dit gaan nie oor 'n woordjie nie, want weet jy wat? Pinkster Sondag bepaal nie iets vir jou wat anderste is nie. God bepaal iets anderste vir jou. Maar jy moet vanoggend hier wees om te sê, Here, ek wil die verandering ervaar. So ons kan begin en ons kan sê, Here, ons vat vanoggend dit wat U vir ons sê in Handelinge 2 en ons wil dit ervaar. Here, ek wil al daai versies hê, maar ek wil vanoggend ietsie anderste vir jou sê. Hy sê, God sien jou. Weet jy dit vanoggend? Weet jy dat God jou sien? Of is jy op 'n plek waar jy net dink, weet jy wat, ek is so gekamo, niemand sien my meer raak nie. Kom aan, kom ons wees eerlik. Hoeveel van ons het undercover geraak? Want is makliker om undercover te wees en mense loop net verby jou, as wat jy moet rekenskap gee vir wat aan die gang is. Jy sien, dis waar die uitdaging kom, is wanneer jy moet rekenskap gee, eerstens aan God. Nou hoor gou, Handelinge 2:17 in die ou vertaling sê hy, en in die laaste dae, spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle sal seuns en julle dogters, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Ek wil gou daar stop. Kom aan, Melanie, dink gou vir 'n oomblik. Ewe skielik begin jou kinders profeteer. Hoe gaan dit in jou huis wees? Kom aan, ouers, is dit nie wat ons wil hê nie? Hanna, imagine, jou 2 seuns en jou dogter begin ewe skielik net profeteer dit wat die woord van die Here vir jou wil oopmaak. Hou nie? Imagine wat sal gebeur in ons huise as ons kinders ewe skielik opgepomp word met die Gees en hulle die woord van God net sal oordra. Maar jy sien, dit alles begin by ons. Om dit te ervaar, moet papa en mamma in lyn wees met die Gees van God.
Want jy sien, dit is hoe die Gees werk, dit vryf af. Peer, kan jy dink in plek van dat hulle terugpraat, gee jy vir jou profetiese woord? Ek dank die Here, myne is nie meer in die huis nie. Jy sien, ons is so gewoond om 'n ietsie terug te kry, en dan, weet jy wat, nou moet ons weer hieroor redeneer, en ek moet dit en ek moet dat. Wanneer laas het jy net begin bid? Here, ek bid vir 'n profetiese bediening oor my kinders. Ek bid dat U hulle tonge verander. Ek bid dat U hulle uitkyk sal verander. Ek bid dat die filter wat in hulle is, Here, vervang daai filter met 'n geestelike een. Jy sien, dit gaan oor wat ons bid, want die woord leer tog vir ons, en ons het laasweek daaroor gepraat, om te volhard in gebed. Maar wat help dit ons volhard, maar ons weet nie waarin nie? Want jy sien, meeste van ons volhard om te sê, Here, help my finansies, Here, help my omstandighede. Dis net ek. Wanneer laas het jy net bietjie gegee? Kom aan, het jy gesien as 'n ou, en ek's glad nie 'n visserman nie. My kinders gaan saam vir my die hoek en sinkers aan te sit. Want ek grill, en ek vat nie aan daai goed nie, want jou hande word oranje aan. Ja, dis waarom ek nie 'n mechanikus nie. My seun is. Ek doen nie vylande nie. Ek like seep. Want is skoon. Maar dink gou, 'n visserman wat met 'n vissok staan met alles aan, gaan daar iets gebeur as hy langs die wal staan en die lyn hang net? Niks. Maar raai wat, jy het nodig om daai katrol oor te laai en om te gooi. Want jy sien, jy kan nie net gooi nie, want die lyn gaan net die stukkie skiet wat hy het, gaan hy so maak. Dis waar ons probleem in kom. Ek dink net, baie van ons se geestelike visvang ondervinding is beperk. Ons sit al die goedjies aan en ons hoor van al die nuwe goedjies wat jy moet opgooi. Jy het al die ingredients, maar ons geen skiet op die lyn nie. Raai wat teen die tyd as daai ding daar gaan, raai wat doen die pap? Sjoe, ek weet van ondervinding. Ek het eers na 'n rukkie agtergekom, ek moet daai ding oorlaai en omlos. Maar was dit van die eerste keer toe ek het gedoen, vir my was dit van, die ander het gedink, hoe weet hierdie ou nie om vis te vang? Want jy doen nie sulke goed by die see nie. Maar waar staan ek en jy vanoggend? Is ons oorgelaai? Is ons gereed? Of het ons gaan uitvind en seker maak hoe om daai lyn in die regte area te kry? Want ek luister as pastoor Ellen, as ons so op 'n ding gaan en hulle almal vang vis, hy het altyd, jy moet daar gooi want dit gaan daartoe. Dit fascineer my verskriklik om dit te hoor, want ek hou van kundigheid, maar nie om dit te doen nie. So ek sit elke dag die heel dag en kyk hoe hulle vis vang. Nou sê wil jy vang? Nee, dankie. Maar is vir my baie interessant wat hulle doen. Jy sien, ons wil nie eers leer hoe goed werk wat ons nie in belang stel nie. Dis die probleem. Die dag as jy 'n visstok kry en jy moet vang, gaan jy nie weet wat om te doen nie. Jy sien, die Here rus ons toe om vissers van mense te wees. Maar ek wil gou vir jou vra, hoe gaan jy hulle vang as jy net weet hoe om die ingredients alles bymekaar te kry en nou staan jy? Ek wil vanoggend vir jou sê, maak in jou gees 'n plek dat daai ding kan begin afstand kry, dat daai lyn kan hardloop, dat hy op die plek val waar die Gees van die Here wil hê hy moet val. En dan gaan dit oor die perfekte manier hoe om in te katrol. Want jy sien, jy kan nie te vroeg ruk nie, jy kan nie net mal gaan nie, daar's 'n sekere manier. Is dit nie wat in ons gees ook moet gebeur nie? As 'n ou net by jou kom en sê, hoorie, jy moet nou tot op die plek kom waar jy die Here aanneem, jy gaan net so terugtrek en sê, ek is nie lus vir jou nie. Want niemand wil hê dat iemand iets in hulle keel afdruk nie. Jy sien, ons kinders werk dieselfde. As jy wil hê hulle moet begin profeteer, gee hulle 'n sagte gees. Geef hulle daai sagtheid. Maak seker dat hulle verstaan hoe alles werk, maar hoe om die lyn ook in te kry.
En as hy in is, moet jy ook seker maak dat hulle weet hoe om hom uit te kry. Jy sien, dan gaan hy aan en hy sê, en julle jongelinge sal gesigte sien. En natuurlik ons ou mense gaan drome droom. Want ons almal droom tog mos die hele tyd. Mense lag altyd en sê, weet jy wat, die een ding wat niemand van my af kan wegvat nie, is 'n droom. Maar solank my droom in Jesus is, solank my droom iets is wat God vir my kan oopmaak, dit help nie die droom vir goed wat glad nie sin maak nie. Dit help nie, dit is iets wat niks te doen het met Vader. Maar ek het 'n droom om eendag so iets te hê. Ek het 'n droom dat God vir my oopmaak wat hy wil oopmaak. Hy sê in Jeremia 29:11, en ek wil julle moet mooi luister, hy sê, want ek, hoofletter, weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis die gedagtes wat hy uitsit vir ons. Nou hoe is dit dat ons Vader hierdie vir ons oopmaak en ons gee nie dieselfde weer oor aan ander nie? O nee, dis net vir my. Dit staan net stil by my. Nee, Here, dankie dat ek weet dat hierdie gedagtes wat U vir my koester, Vader, dat dit iets in my oopmaak. Want jy sien, dit gaan nie oor, die Here het nie planne uitgesit. Die nuwe vertaling sê, ek het nie vir jou planne van onheil gegee nie, maar van oorvloed. Here, ek sê dankie vir die oorwinning. Gaan daar challenges wees? Kom aan, ouens. Ons almal het al uitdagings in ons lewens gehad. Maar hier is ons nog steeds. So daai uitdaging het jou nie gewen nie. Maar in jou gedagtes het jy nog steeds hierdie syndroompie van, yes, daai ding, maak los met wat verby is. Dit het klaar gebeur. Jy kan nie teruggaan en ewe skielik dit wat gebeur het verander nie. Jy moet op die plek kom en sê, dankie Here, ek is deur hierdie, ek het die skoolgeld betaal, maar hier is ek nog steeds, omdat ek goedheid en guns in U ervaar. Jy sien, ons moet verby die punt kyk van waar ons die hele tyd vashak. Hierdie ding is nou by my voordeur. Hoekom maak jy dan jou deur oop? As jy nie wil hê iets moet inkom nie, en hy kan maar klop soveel as wat hy wil, nee dankie Here. Ja, ek soek nie onheil nie. Ek soek nie daai goed om nader aan my te kom nie. Begin keuses maak in die Here. Begin toelaat dat sy Gees jou werklik lei na die plek toe waar jy moet wees. Jy sien, ons het die idee dat Pinkster net uitgesit was vir die disippels en vir hierdie, wow, die ladidaamanne. Hoor jy so net die ouens wat opryt in kringe waar ons nie mag kom nie. Jy sien, verstaan julle hoe lank kom hierdie leuen van Satan al? Want die Bybel wat ek lees, julle moet my reg help, sê dit geen mens bo aan een is nie. Geen ou se naam en sertifikaatjie bepaal dat hy op 'n plek moet wees waar jy nie mag wees nie. Hy sê ons is broers en susters in Christus, duur gekoop deur die bloed. Nou hoekom is dit dat van ons dink ek mag nie in hierdie kringe wees nie? Nee, dis omdat jy nie daar wil wees nie. Jy sien, want as jy in daai kring kom, wat die verwagting hoor is, nou moet jy begin stap, soos wat die Here wil hê jy moet stap. Jy kan nie meer ronddwaal en dan die kant en dan daai kant en kies wat jy wil hê. O nee Here, U het my in hierdie kring gesit om 'n verskil te maak. Vader, maar ek wil 'n verskil maak in die woord van God, in dit wat U vir my gee, in dit wat U vir my sê, want die Gees van God sal jou altyd oortuig van reg en verkeerd. As jy toelaat dat die Gees jou lei. Hy sê, God wil jou krag gee. Is jy gereed om die krag van God te ontvang? Sien, dis die punt wat my eintlik gepla het. Toe ek by die punt kom, toe sê ek, Here, ons sê so maklik, ek het krag nodig. Ek weet, ouers moet glad nie bid vir krag nie, want dan chop die kinders af. Maar ons wil soveel keer sê, gee my krag.
Maar ons het geen plan vir wanneer ons dit ontvang nie. Wat doen jy met die krag as hy jou meer krag gee? Nou hoor gou, hy sê 'n interessante ding, hy sê in Handelinge 1:8 sê hy, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Here, hoekom is dit dat ek nog steeds daar staan en dit nie ervaar nie? Want jy het nog nie die uitnodiging gemaak om te sê, Here, Vader, asseblief, ek nooi U in, Here. Ek het U nodig in hierdie tyd. Ek het nodig om die krag te ontvang, dat ek die Gees van God ervaar, dat dit net sal vloei, dat dit net sal verander, dat alles 'n ander betekenis sal hê. Besef jy as hierdie gebeur, dat dit wat jy altyd raak gesien het wat 'n probleem was, gaan ewe skielik vir jou uitdaging wees van, as ek hierdie verander, besef jy die oorwinning wat ek gaan hê. Nou, ons sê dit so maklik, en ek hoor dit die hele tyd en ek gebruik dit self baie. Hoe groter die aanslag, hoe groter die deurbraak. Maar glo jy regtig terwyl jy dit sê? Of is jy so, ek kan nie glo dit het nou weer gebeur nie. Verstaan jy hoeveel tyd en aandag sit ons in dit wat verkeerd loop? As die aanslag kom, dan sit asof ons eers wil wegkruipertjie speel, en dan na 'n rukkie, as jy nou agterkom, niemand kom soek jou nie, dan begin jy, Here, maar ek weet mos ek is meer as dit, en dan wil jy nou ewe skielik goed spreek. Is jy nie veronderstel om dood te kanselleer met lewe nie? Maak dit sin? Ouens kom, hulle spreek dood oor jou en bly stil. Hoekom? Geen mens op aarde het die reg om dood oor jou te spreek nie. Maar jy het die volste reg om lewe te spreek. Maar die probleem is, lewe en dood lê in hierdie dingetjie. En as die Gees van God nog nie oor jou gekom het nie, gaan jy nie die onderskeid hê van wanneer moet ek wat spreek nie. Ek wil vandag vir jou een ding sê, dis net my weergawe. Ek probeer net hou by die een, om net lewe te spreek. Ek gee nie om of het my grootste vyand, my grootste opposisie, Here, ek bid eerder dat daar grace kom. Maar weet jy, sodra jy skuldig raak, aan daai om te sê, dan ontneem jy jouself. Want dan kan die kanaal nie meer vloei nie. Die Gees van God kan nie meer operate nie. Want jy sien, hy soek 'n opregte, rein gees. Want dis wie hy is. Nou hoekom wil ons dit op enige ander manier probeer doen? Hoor gou wat sê in Romeine 8:26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtiginge. Groot woorde. Maar dink gou vir 'n oomblik, as jy Romeine 8:26 toepas in jou nou. As jy vanoggend by Romeine 8:26 kan stil staan en sê, Here, ek wil hierdie skrif, wil ek aktiveer. Ek wil jy moet mooi luister, ek gaan dit weer lees. En net so kom ook die Gees wat swakhede te hulp. Here, ek wil dit verstaan. Jy sien die swakhede wat daar is, en dis by ons almal. Dankie, dat U my gaan help met dit. Daai goed wat ons dink, ek kan nie, ek het al probeer, dit werk nie, is omdat jy probeer het. Jy het dit nie oorgegee vir die Here nie. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Is dit nie waar nie? Hoeveel keer bid ons, maar partykeer is dit asof ons net bid uit gewoonte uit. Ons bid omdat ek hierdie drang het, want ek moet bid. Jy is soos daai liedjie wat sing, lees jou Bybel en bid elke dag. Ons is amper in die routine van daai liedjie. Maar nie meer in die inhoud van dit nie. Want jy sien,
Eerens het dit al weggeraak. Ons het die passie verloor vir wat dit beteken. Ek wil graag hierdie vir julle lees, net in 'n ander vertaling. Want jy sien, ek wil net by hom uitkom, sorry. Ons is so gemaklik om baie keer net te doen wat ons dink. Romeine 8:26, hoor gou wat sê in die NLV. Gaan ek verby. Die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Is dit nie mooi nie? Here, en al die goed wat ek baie keer so half moedeloos raak, help my in dit ook. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid nie. Want uit gewoonte uit bid ons vir die hele familie en vir elke dingetjie, dan jy het nou gemoedsrus, okay, dan is ek fine. Maar die Gees van God moet jou lei, want weet jy wat? Daar's baie keer baie belangriker punte wat jy voor moet bid. Hou op om uit gewoonte uit te bid. Ek wil vandag vir jou vra, ek sê nie jy moet ophou bid nie, ek sê, voordat jy bid, maak seker dat die Gees van God jou lei. Maak seker dat jy weet hoekom en wat jy vra. Want hy gee jou die wysheid, hy gee jou die diepte. Ek sal eerder by die voete van Jesus lê en net lê en huil as wat ek onnodig moet bid. Want hy soek nie onnodige herhaling van woorde wat niks beteken nie. Jy sien, as dit nie hier is nie, beteken dit eintlik niks. Jy spandeer dalk 'n uur aan iets wat nie eers by die Here uitkom nie. Want jy sien, hy wag eintlik vir jou hart. Hy wag vir dit wat jy in jou gees oopstel, om te sê, Here, hoor my hart. Vader, my uitroep vanoggend, is daar 'n persoon, en ek sê dit nou al vir hoe lank, hou ons as jy jou fokus van jouself afhaal en begin fokus op wat om jou is, gaan jy sien hoe die Here vir jou deurbrake gee. En jy kan vanoggend sê, hoe maak dit sin, my probleem? Vergeet bietjie van jou probleem, en fokus op mense om jou. Jy sien, die een ding wat die Here net, hy het net 'n manier om dit vir ons oop te maak, en dit is wanneer ons op die plek kom, waar ons fokus van hierdie ou af gaan, na daar. Here, u weet wat hulle nodig het. Ek weet nie of jy dit ook al ervaar het nie, maar hoe meer jy intens fokus op die persoon oorkant jou, hoe meer begin die Here iets vir jou doen. Hy begin deure oopmaak en dan dink jy, Here, wanneer dit gebeur? Dis die lekkerste gevoel wat daar is wanneer ek nie hoef te gaan klop aan 'n deur nie. Jy sien, die enigste klop wat ek wil ervaar, is dit wat hy vir ons leer in Openbaring 3:20, waar hy sê, ek staan voor die deur en ek klop. Jy sien, want daai klop gaan jy onmiddellik in jou gees ervaar. Jy gaan dit nie met jou ore hoor nie. Ek luister hoe baie keer sê ouens, Jesus, ek gaan nie kan wag om dit oop te maak nie. Toe sê ek, want wat het jy gehoor? Ek het die klop gehoor. En ouens love nie as jy vir hulle sê, maar as jy dit gehoor het jy dit regtig ervaar. Jy sien, as ek iets gehoor het, dan maak dit my nie excited nie, maar as ek iets ervaar het, dan weet ek, Here, hier kom groot dinge, hier kom verandering, hier kom 'n draai. Hoekom wil ek so excited wees? Want ek wil saam met my Vader aansit. Ek wil saam met hom celebrate, want hy sê ons gaan feesmaal hou. Ek weet nie wat in vandag se dae aangaan nie. Ouens, mense het bang geraak vir die nagmaal. Kan jy dit glo? Sodra ons praat van nagmaal, dan sê dit, nee, ja, as ek nou nagmaal gebeur. Maar eintlik leer hy ons dat ons dit so dikwels moet doen as wat ons kan. Jy sien, is omdat jy nie in die gewoonte is in jou huis om dit te deel, dat jy bang is wanneer jy in Vader se huis kom. Hoekom is dit dat ons dit half afgeleer het van na COVID af? Die mooiste ding wat COVID ons geleer het, is om nagmaal te leer gebruik in jou eie huis. Oral waar ek by mense kom, ons het elke dag onsself toegemaak, ons het nagmaal. Daar's nou so baie aanslag, gebruik julle nog steeds nagmaal? Nee, COVID is verby. Raai wat, die aanslag is nie verby nie. Hoekom wil jy iets wat werk los? Maak dit sin?
Jy sien, dis waar ons is. Ons praat van 'n dag wat vir ons verandering moet bring, maar ons fokus is eintlik net op wat gebeur op Pinkster. In plaas van, Here, wat wil U vandag in my lewe laat gebeur? Maak my los net van die gedagte van wat die woord beteken en maak my bewus van wat U beteken. Moet dit nie Pinkster wees elke dag van jou lewe nie. Moet jy nie elke dag daai hinkering hê om nuwe krag te ontvang nie. Ek weet nie van jou nie, maar as ek nie nuwe krag ontvang nie, kan ek nie deur 'n dag gaan nie. As ek nie God ervaar nie, het ek nie hoop om vanmiddag te sien nie. Ek wil begin afsluit. Ek is daarom nog nie so ver oor die tyd nie. Ek kyk hier vir my vrou nie, want sy maak gewoonlik so. God wil jou hart aan die brand steek. Glo jy dit volgens? Hy sê in Lukas 24:32 in die NLV sê hy, hulle sê toe vir mekaar, was ons harte nie vuur en vlam in ons toe hy met ons op pad gepraat het en die skrif vir ons geïnterpreteer het nie. Nou hoekom is dit dat dit eers verdof het? Hoekom het dit weggeraak? 2 Timoteus 1:6 en 7 sê, dit is waarom ek jou daaraan herinner om die geestelike gawe wat God jou gegee het, toe ek jou in die hande opgelê het, soos 'n vuur aan te blaas. Nou, die lekkerste deel van die koue is, ons het so lekker kaggeltjie. Hoor jy, in ons stook daai ding. Die lekkerste is as daai vuur daar lê, daai 2 varkhonde dink hulle is in die hemel. Want hulle beweeg nie van daai vuur af nie. En weet jy wat? Ek wil vir jou sê, jy sit so lekker daar, want ek hou nie daarvan om baie goed aan te trek nie, ek kry te vinnig warm. So weet jy hoe voel dit? Dis so koud buite en jy sit daar in 'n T-shirt en jy dink, dis nog somer. Maar laat daai vlamme begin afraak. Dan sien jy hoe vinnig trek jy jou baadjie aan. Ewe skielik kan jy nie verstaan wat in die vertrek aangaan nie. Is dit nie wat met my en jou gebeur nie? Die vuur word nie meer aangeblaas nie. Ons sit en kyk en dan sien ons hoe die vlamme al hoe kleiner word. Daar's nie meer hout nie. Ons moet in die gees, moet ek en jy seker maak dat daar genoeg hout is. Ons moet seker maak dat daai vuur gestook word in die gees. Want hoekom? Ons sê ons wil aan die brand wees vir Jesus, maar ons wag vir Pinkster. Hallo? Want om een of ander rede preek ons net oor die Heilige Gees oor Pinkster. Ons laat net toe dat die Gees beweeg oor Pinkster. Weet jy, as dit Pinkster is, mag ons bietjie langer kerk hou. Anders te begin die ouens so maak. Hierdie preek net te lank. Jy sien, dis daarom, jy kry nie kans om die vuur aan te hits nie. Jy kan hom nie lekker blaas nie, want jy is so gefokus op dit wat om het gaan, dat die vuur nie meer kan sprei nie. En dis wat die huis van die Here nodig het. Ouens, ons bid dat die Here Kos distrik aanraak, dat iets gebeur in Kos. Dit kan nie gebeur as ons nie die vuur van God aanhits nie. As ons nie seker maak dat daai hoop moet nooit afkom nie. Maak seker, ek moet Peer in beheer sit. Hy staan hier en hy moet net seker maak dat daai vuur gegooi word, sodat ek kan fokus op die volgende ding. Maar jy sien, ons wil graag alles self doen. Ek wil die hout gaan kap, ek wil dit voorberei, ek wil dit. Maar die Here sê ons is 'n liggaam. Wat doen die liggaam van Christus? Jy sien, ons baie bene. Kom ons maak seker dat elke ou doen wat Vader wil hê hy moet doen. Kan jy dink wat sal gebeur in die huis? Kan jy dink wat sal gebeur oral waar jy ry? Wat het geword van om verby 'n kerk te gaan en Here, ek bid seën oor hierdie huis. O nee, maar ek is nie daar nie. Daar's nie kerke en denominasies in die hemel nie. Die woord van God leer ons oor 'n koninkryk. En ons vorm net deel van die koninkryk. En op die stadium wil ek vir julle vanoggend sê, en ek wil nie lelik wees nie, maar ons dryf bietjie hierdie toets. Want ons doen nie genoeg vir die koninkryk nie.
Ons moet vergeet wat die woordjie beteken van, ja, maar ek is hier en ek doen dit en ek doen dit, maar wat doen jy vir die koninkryk? Matteus leer ons so mooi ding, gaan uit, maak disippels. Ek wil vanoggend, wil ek dit by jou los. Wanneer laas het jy 'n disipel gemaak? Wanneer laas was jy knaand in jou vriende se ore? Ek sê vanoggend vir ouens, ek nooi mense, as ek 'n nommer kry, hy vas. Ek sit hom op my woordgroep en ek stuur vir hom. En as hy vir my sê ek's in 'n gemeente, dan vra ek waar? Want raai wat, almal sê hulle is in 'n kerk, maar van hulle weet nie in wat se kerk nie. Maak seker dat jy weet is iemand wat ergens behoort. Want as hy nie behoort nie, dan behoort jy iets aan te doen. As ek 'n ou kan aktiveer in sy huis, dan doen ek dit met liefde. Maak nie saak of hy na toe kom nie. Want jy sien dit, hier is nie die koninkryk nie. Maar aktiveer jy mense? Dis die vraag vanoggend. Of het ons geleer om terug te sit en te sê, weet jy wat, hy het 'n pastor, sy pastor kan na hom kyk. Is dit ons antwoord aan Vader ook? Ons sê so baie, gebruik my Here. En dan as Here jou wil gebruik, nee, hierdie ou het 'n hele netwerk. Maar hy het 'n uitroep. Hy het 'n uitroep tot Vader. Dit beteken, jy is die kanaal. Maak nie saak hoe ver jy met hom moet loop, en as jy hom net tot by sy kerk en hom voor die deur aflaai, en vir hom sê, buddy, ek sê jou na diens weer kom oplaai, dan is dit ook okay. Maar maak 'n verskil. Kom op die punt waar jy kan sê, Here, ek hoor wat die hart is, ek hoor wat die uitroep is, en ek vat dit vanoggend. Ek wil die verskil maak. Ek wil in die huis wees. Toe kom sê hy, ons moet eendragtig God aanbid. Ouens, ek kan nie losmaak met daai nie. Dit bly net in my gees vassteek. As ons, as kinders van die Here besef wat dit beteken om eendragtig God te aanbid, besef julle, daar's geen perke vir wat hy kan doen nie. Niks. Jy dink jy's op 'n high. Jy het nog nie ervaar as God werklik beheer vat. Is daar nie ietsie wat jou kan vashou nie? Ek het eendag so 'n mooi ding gesien. 'n Ou het so mooi chart getrek te sê, as jy dit bereik in die lewe, dan gaan dit tot daar, en so gaan elke ding, maar weet jy wat, was nie veel verskil tussen die ding wat hy opsit nie. Hy sê, en as jy God werklik met jou alles aanneem, en hom eerste maak in jou lewe, dan trek hy die streep op tot heel bo tot waar hy kan kom. Hy sê, dis net so ver as wat ek kan gaan. Dit beteken nie, dis waar God stop nie. Jy sien, ek en jy beperk hom, omdat ons dink, ons groei is tot hier. Nee, dit is nie. My vriend, al wat ek en jy nodig het, is om die waarheid van Jesus Christus toe te laat. En dan moet ons op die plek van gehoorsaamheid wees, waar ons kan sê, Here, gebruik my. Vader, as ek nie goed is om te praat nie, help my dat ek nie 'n woord hoef te sê nie. Die een ding wat ons almal kan doen, ons kan hallo sê. Amen. Jy sien, dan kan jy vir die Here werk. Want as jy klaar hallo gesê het, dan hoef jy net jou hand op sy skouer te sit. Want die woord van God sê, as ons die hande oplê, sal ek die werk doen. Hoe awesome is dit? Here, hoef ek regtig nie te praat nie. Kyk wat hy met Moses gedoen. Daar kom 'n tyd wat ek en jy op die punt kom, waar ons sê, Here, help my om eerder glad nie te praat nie. Here, doen U net die werk. Johannes 3:30, meer van hom, minder van my. En ek sê dit elke Sondag. Here, as daar niks vir my is nie, is dit nog beter, want daar is soveel meer van U. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie dat ons vanoggend op hierdie awesome oggend net in die teenwoordigheid kan wees, Here. Dankie, Here, dat U vir ons oopmaak wat U wil hê ons moet doen, Here. Vader, dankie dat ons weet, Here. Ons vat vanoggend die planne van voorspoed wat U vir ons gee. Here, ek bid, Vader, dat ons vanoggend die keuse maak om te sê, ek staan in Jesus Christus.
Ek weier dat hy my grondgebied verder sal wegvat. Ek bly in wat Vader sê. Here, ons lees die hele tyd die skrif wat sê, hy kom soos 'n dief in die nag. So ons weet dat hy op pad is en tog laat ons hom toe. Ek bid, Here, dat U ons bewus maak in die Gees van elke dingetjie wat om ons gebeur. Here, dat dit wat nie van U is nie, dat U dit net weghou. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat U werklik U engele net voor ons weer uitstuur. Help ons om terug te kom op die plek waar ons, Here, net teruggaan na die basics toe. Dat ons net kan fokus op wat U kan doen, dat ons as mens nie te slim raak vir wat eintlik kan gebeur in die Gees nie. Vader, ek bid, Here, dat ons gees van gehoorsaamheid sal groei en groei en groei. Vader, dat hierdie huis 'n huis van vrymoedigheid sal wees. Wanneer U vir ons die opdrag gee om vir iemand net die hande op te lê, dat ons dit sal doen, want ons weet wie die werk gaan doen. As U wil hê ons moet net stil wees, help ons om net stil te wees. Vader, maar ek bid, Here, dat ons die uitdaging sal aangryp om meer te wees vir Jesus. Vader, om soveel meer te beteken, om soveel meer te kan doen. Vader, help ons dat ons vanoggend weet dat niks en niemand ons kan beperk nie. U sê dan, ons is tot alles in staat deur Christus Jesus, wat ons die krag gee. Ek vat dit vanoggend en ek bid dit oor hierdie huis. Ek bid vir elke man, vrou en kind, Here. Ek bid vanoggend, Here, weer eens vir ouers wat dalk 'n uitdaging het met hulle kinders. Dat hulle dalk nie seker is waar hulle kinders staan in U nie. Ek bid vanoggend, Here. O, Here, doen U werk. Vader, doen U werk, Here. U sê wat ons vra in U naam, sal U vir ons doen. Ons bid in U naam dat U ons kinders terugbring. Vader, ek bid, Here, dat daai hakke van Satan net afval in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Vader, ek bid, Here, dat ons sal begin jubel en juig. Al sien ons dit nie raak nie, maar dat ons dit sal begin spreek, dat ons dit sal begin vat, dat ons sal lewe spreek en die dood sal kanselleer. Is my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.